Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou my ouma het altyd half skertsend, half ernstig gesê, alles wat 'n te is verkeerd, behalwe te perd, tematies en tevrede. En ek dink nou eers jare later dat ek regtig begin verstaan wat sy bedoel het. Want dis menslike natuur om altyd meer te wil wees, beter, groter, harder, meer suksesvol, meer besig, al daai te dinge in die lewe. Ons hou nie van te veel rus nie. Ons voel sommer skuldig as ons op vakansie is en net sit en niks doen nie. En dan begin die stemmetjie en sê vir ons, jy mors tyd. Jy kan ons iets produktiefs doen. En as ons iemand sien wat nie soos 'n rot op 'n wielietjie hardloop elke dag nie, dan plak ons maklike etiket op hulle. Ons sê lui of ongeïnspireerd, tevrede asof dit 'n sonde is. Ons oordeel mense wat tevrede is met die huis wat hulle in bly, die kar wat hulle ry, die no-name brand klere wat hulle dra, die werk wat hulle doen, hulle lywe, hulle hare en selfs hulle kinders. Ek onthou ook jare terug oom Willem Nicol se boek gelees het, Rykdom in Eenvoud. En dit het my geraak, maar eerlikwaar, ek het dit nie geglo nie. Ek was toe nog vas op die wielietjie. En vir my het eenvoud gevoel soos 'n verskoning vir tekort. Maar soos ek ouer word, het daar iets interessants met my gebeur. Ek het begin agterkom dat party mense na wie ek dalk afgekyk het, eintlik ryker mense was. Nie op papier nie, maar binne in hulle self. Hulle spandeer tyd met hulle self, met hulle huweliksmaats, met hulle kinders, met hulle stokperdjies. Hulle kom nie by 'n braai aan noodwendig met fancy steaks en mooi tapperhouers en in fancy Instagram coolers nie. Maar hulle lag, hulle gesels, hulle kuier, hulle is joviaal. En dit tref my toe. Hulle is tevrede. Nou in 'n wêreld waar sosiale media ons leer wie om te aanbid en wie om na te volg, word tevrede mense soms uitgespoeg. Want influencers en adverteerders leef daarvan om jou te vertel hoe om 'n beter rot te wees met beter en nicer wielietjies. Hulle laat jou glo jy skiet tekort, want as jy tevrede is, gaan jy minder koop. En dit maak jou ego ongemaklik. Die ego hou nie daarvan om tevrede te wees nie. Die ego hou van vergelyking. Die ego wil shine vang. Die ego wil hê mediocrity moet soos 'n sonde klink. Maar tevrede is nie mediocrity nie. Dieselfde ouma grootjie het ook gesê, wanneer 'n mens oor jouself kla, my kind, as die mens homself moes gemaak het, sou hy nooit klaar gekry het nie. Dink net 'n oomblik, hoeveel energie spandeer jy aan jou tekortkominge, aan hoe jy lyk, wat jy nie het nie en wie jy nie is nie. En hoeveel daarvan is eintlik ondankbaarheid teenoor God? Die Bybel sê in 1 Timoteus 6 vers 6, godsdienst met vergenoegdheid is 'n groot wins. Nie godsdienst met prestasie nie, nie met status nie, maar met vergenoegdheid. Want uiteindelik vra jou siel iets anders as jou kop. Jou kop verstaan tot op 'n punt, maar jou siel weet, al wat ons almal regtig soek, is vrede. Vrede met God, vrede met jouself, vrede met jou huweliksmaat, vrede met jou kinders, jou kollegas, jou dorp, jou land, met jou wêreld, met jou lyf en hoe jy lyk. So aan die begin van hierdie jaar, voordat jy weer op die rotwielietjie spring, vra jouself mooi af, wat is my motief? Werk ek harder om te groei of om my ego te streel? En kan ek tevrede wees met dit wat God reeds elke dag vir my gee? Nou as jy kinders het, sal jy hierdie baie mooi verstaan, want jy gaan winkel toe en jou kind is saam met jou en die heeltyd trek hulle jou na die speelgoed toe. Daar is nog 'n karretjie, nog 'n pop, nog iets met liggies. En jy herinner hom, maar jy het 'n hele boks vol speelgoed by die huis, my kind. En daarvoor het jy ook gehuil, maar jy speel nie meer daarmee nie. En as hulle dan nie kry wat hulle wil hê nie en jy wil dit nie koop nie, dan is daar 'n grondmoer, daar's trane en 'n geskree en drama en mense kyk jou aan en sê, "Sjoe, wat 'n stoute kind." En toe tref dit my, hoeveel keer is ek nie daardie kind nie in die winkel van die lewe? Ek het 'n hele boks speelgoed, talente, mense, herinneringe, genade, maar ek soek nog beter, meer, nog iets blink. En baie keer word daardie nuwe speelding net nog iets wat in die boks beland, wat nooit regtig geniet of mee gespeel word nie. As jy nooit tevrede is nie, gaan jy jou lewe in ontevredenheid deurbring. Maak nie saak hoeveel jy kry nie. Tevrede beteken nie jy mik laag nie, dit beteken jy erken hoeveel jy reeds het. Jy het reeds meer genade, liefde en moontlikhede as wat jy dalk besef. En soos kinders ons eerder makliker en lekkerder speel met die boks waarin die geskenk kom, so lê vreugde baie keer nie in nog nie, maar in wat reeds voor jou lê. Tevrede, nie omdat jy opgegee het nie, maar omdat jy vrede gekies het in jou lewe. Ek hoop jy het 'n lekker dag en mooi loop.